Baie dankie, kan die plekke inneem? Goeiemôre, broers en susters, julle familie, vriende. Dit bly altyd 'n voorreg om in die naam van die Here by mekaar te kan wees. Daarom wil ek ook hê dat ons nou net vir 'n paar oomblikke stil raak terwyl ons tot hom nader. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid, en wat die werke wat sy hande begin het, nooit prysgee. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Op die blaadjie wat aan u beskikbaar gestel is, kan ek net hoor, het almal 'n blaadjie? Is daar iemand wat het? Dit my almal het. Op die blaadjie sing ons die tweede lied wat vir ons aangebring word. Dit is lied 464. Ons sing hiervan die eerste en die derde verse, maar let veral op die derde verse woorde: die seun word mens. In ons gebroke wêreld onvestig hy sy koningsheerskap in. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Kom ons sing al twee die verse.
gaan saam lees, terwyl jy net so bly sit, kom ons nader tot die Here in gebed. Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U as die Almagtige, die lewende God. En wanneer ons in hierdie oomblikke ook so tot U nader, dan sê ons vir U baie dankie, Here, vir die voorreg om U naam op ons lippe te mag neem. Ons is so bewus van ons eie swakhede. Ons is so bewus daarvan, Here, dat ons U dikwels teleurstel. Maar dankie. Dankie dat U ons nie maar net sommer afskryf en een kant toe skuif. Baie, baie dankie dat ons juis in hierdie tyd weer kon herdenk dat Jesus Christus ons sondes op hom kon neem het. Dat hy vir ons sondes die volle prys betaal het. Dat ons as vrygespreektes kan lewe. En baie dankie, Here, dat U vir ons om Christus ontwil in genade aansien. Here, as ons so by mekaar sê, ons vir U dankie. Dankie vir elkeen wat goeie, aangename herinnering het. Ook aan Jeannie, vir wie ons in hierdie tyd te rustig gaan lê. Wil U self, o Here, die trane afdroog. Wil U self die trooster wees. Wil U self vir ons die krag gee om met hoop, met moed te kan voortgaan. Dankie vir U woord. Here, U woord bly altyd vir ons die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. En daarom vra ons so liefdes dat U ook self hierdie woord op so 'n manier vir ons sal oopbreek, dat ons sal hoor, so spreek die Here Heer. In Jesus se naam bid ons dit alles. Amen. In die Ou Testament lees ek dan vir ons Psalm 23, want dit was een van die psalms, een van die gedeeltes wat baie, baie geliefd was vir Jeannie. Maar dan sal ons later ook in die Nuwe Testament 'n paar verse lees. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Geliefdes, dit is die woord van die Here. Dit is wanneer ons sy woord gebruik as die riglyn vir ons lewe. As ons in die voetspoor van Jesus Christus volg, soos dit vir ons ook beskryf word in die woord, dis dan dat ons werklik geseën sal wees, saam
uiters gelukkig. David was net soos enige een van ons nie 'n man sonder foute nie. Hy was nie sondeloos nie. Maar David was 'n man wat in 'n baie noue verhouding met God geleef het. Dit sien ons in die verskillende psalms wat vir ons opgeteken is. Dit sien ons as ons hom as ware die eerste keer leer ken, werklik leer ken, toe hy hoor dat Goliat die leers van die lewende God uitdaag. Maar geliefdes, David het 'n geweldige ontzag en respek vir God gehad. En dis vanuit hierdie verhouding waar hy tot God gestaan het, dat hy dan ook die enigste persoon is wat in die Bybel vir ons genoem word, 'n man so na die hart van God. In sy dae as jong seun het hy sy pa se skape opgepas. In daardie tyd was dit mos nie gebruik dat die herders voorloop en dan kom die skape agterna, het hulle nie afgejaag. Die skape het sy stem geken. Hy het mettertyd net al hoe meer agtergekom hoe afhanklik die skape van hom is. Want hy is die een wat hulle moet lei na 'n plek toe waar daar suipel is. Hy is die een wat hulle moet lei na 'n plek waar daar weiding is. Hy is die een wat as daar gevare dreig, of het rowers of roofdiere of wat ook al is, dan is hy die een wat hulle moes beskerm. Hy is die een wat as daar 'n lammetjie daar in die veld gebore word, en daardie lam kan nie by die trop bly soos hulle beweeg nie, dan moet hy die lam optel en hy moet hom saam dra. Maar alles wat hy gedoen het, het hy in afhanklikheid van God gedoen. Daarom begin hy dan ook hierdie psalm met hierdie baie bekende beeld en hierdie bekende woorde: die Here is my herder. En juis omdat hy my herder is, sal niks my ontbreek. In hom het ek alles wat ek nodig het in hierdie lewe. Sy teenwoordigheid, sy nabyheid hier by my, sy betrokkenheid in my lewe, is vir my genoeg. Ek het niks meer nodig as dit, want hy gee vir my kalmte. Hy gee vir my sielerus. Hy gee vir my vrede in my diepste binneste. Dan gaan die psalmdigter verder. Hy sê hier in vers 3, hy verkoop my siel. Met ander woorde, hy gee vir my nuwe krag. As die lewe te veel eise dra, en die lewenspad raak vir my te erg, dan is hy die een wat vir my die krag gee, om te kan volhard op hierdie pad wat ek moet loop. Maar meer as dit, hy lei my staan hier in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Terwille van sy eer, lei hy my op die pad wat die regte pad is. En daarom die belangrike, ek moet net daardie pad loop, wat hy vir my uitgespel. Daardie pad wat reg is in sy oë. Dan hierdie besondere vers 4. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Daar
in die land Israel, is daar sekere streke wat baie bergagtig is, waar daar diep en donker klove is. En dit was gewoonlik maar die plek waar die roofdiere en die rowers geskuil het. En vir 'n gewone mens en 'n gewone bakdier was dit gevaarlik om in daardie plekke te loop of om daar te regeer. Maar nou sê die psalmdigter, selfs al sou ek in omstandighede wees waar ek met die dood gekonfronteer word, dan sal ek nie bang wees nie. Want sy teenwoordigheid is vir my genoeg. Sy nabydheid is al wat my help dat ek nie hoef te wanhoop of hoef te vrees nie. Maar in hierdie psalm gebruik die psalmdigter nog 'n tweede beeld om die goedheid en die versorging van die Here te beskryf. Hy gebruik hier die beeld van 'n gasheer. Hy sê, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Die Here is vir hom soos 'n gasheer. 'n Gasheer wat hom oorlaai met gasvryheid, met goedheid, met versorging. Nou broers en susters, as ons hierdie psalm so lees en ons luister hierna, dan weet ons, daar's baie mense wat Psalm 23 in die Bybel ken. Baie mense wat, toe ek hierdie psalm net nou gelees het, wat eintlik ons saam met my opgeset. Maar die belangrikste van alles is nie of ek die psalm kan opsien, of ek hom uit my kop uit ken. Die belangrikste van alles is, ken ek die herder van wie hier geskryf staan? Loop ek in die spoor van die herder? Of loop ek maar op my eie spoor? Ken ek die stem van die herder? Luister ek na sy stem? Gehoorsaam ek sy stem? Want dis uiteindelik die enigste manier waarop ek ook sal kan uitkom by daardie groen weiveld en die waters waar rus is. Rus is ook vir my gemoed, vir my siel. Maar nou kan ons nie vanoggend na Psalm 23 sonder om ook te luister na dit wat die goeie herder oor homself vir ons gesê het. Here Jesus wat, en ek lees vir ons hier uit Johannes hoofstuk 10, hier van vers 10 af in die verse. Here Jesus wat gesê het, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Ek ken my skape en my skape ken my. Jy sien, dis wanneer ons vir Jesus Christus as die goeie herder ken. Dis wanneer ons ook sy stem herken. En luister net wat sê hy hierso. Hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. En dis juist wat Jesus gedoen het. Dis wat ons verlede naweek nog met mekaar saam herdenk.
Christus, wat bereid was om sy bestaan op 'n godgelyke wyse prys te gee, verneder te word, mens te word. Jesus wat uiteindelik onder ons kom woon het, maar Jesus wat ook bespot is, verwerp is, gekruisig is, die prys betaal het vir jou en my sonde, sodat ons as vrygespreektes hier kan leef. Jesus wat hier kom en in hierdie gedeelte sê, ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Want dis juis deur hom wat ons daardie lewe in oorvloed kan geniet. Liefde is die pad vorentoe. Is nie enige van ons saam. Die pad vorentoe is so onbekend en so onseker. Ons is almal getuies daarvan, juis in die geval van Julie. Hy gaan vir 'n mediese prosedure aan die begin van die maand. En hier, nog voor die einde van die maand, ten spyte van die aanvanklike goeie nuus, die aanvanklike nuus, dit gaan goed, daar is hoop, dinge lyk of het reg loop, is ons hier by mekaar om afskeid te neem van. En is juis in die lig van hierdie onsekerheid van die pad vorentoe, dat ek vanoggend 'n baie dringende versoek klop. En die versoek is, as hier dalk iemand sou wees, wat nie vir Jesus Christus as jou herder ken, nie uitstel. Gaan na iemand, praat met iemand wat vir jou kan help, om hom as jou herder te leer ken. Want net nou en môre en oormôre is nie ons aan. Ons weet nie hoe ons pad loop. Aan die einde van die dag is dit net hy, die goeie herder, wat vir ons uiteindelik nie net hier wysig, maar is hy die enigste wat vir ons dan in hierdie lewe waar ons lewe 'n punt kry en waar ons lewe nie verder gaan, is hy die een wat daardie punt in 'n komma verander, sodat dit maar net 'n deurgang is na volkslewe saam met hom en die Vader. Is dit dan nie die woorde van sy disippels en van ons om troos te doen? Ek gaan op julle plek te berei. En as ek gegaan op julle plek berei, dan kom ek weer om julle te kom haal, sodat julle kan wees wat ek is. Daarom waar hy by sy Vader is. En dat ons nie in ander dinge of in ander mense, wat in hom as die lewende God kan verheer. Maar daarom moet ek sê, as jy iemand is wat hom wat nie ken, maak werk daarvan om te leer ken. Geliefdes, ek sluit af met die woorde van die Here Jesus, waar hy sê, ek het gekom, dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Hemelse Vader, baie dankie dat u bereid was om u enigste seun te offer, hom in ons plek soos 'n sondaar te behandel, sodat ons vrygespreek kan word, sodat ons kinders van u
die lewende God kan wees. Here, ons besef telkens net weer, ons is dit nie waardig. Dit laat ons telkens net weer so klein voel. Maar ons dank U vir die grote liefde. Wil U gee, Here, dat U woord altyd net in ons harte sal echo, sodat ons in die voetspoor van Hom wat die goeie herder is, Jesus Christus, sal doen. Dat ons daarom sal volhard en dit alles net tot U verheerliking. In Jesus naam nader ons so tot U. Amen. Die ander lied wat vir ons hier op die Bybel aangebring is die oorwinningslied. Dis 'n lied wat ons met volle oorgawe kan sing. Ek sien my Gees die glorie en die almag van die Here, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk te gee. Hy het beloof om die engele op die wolke om hy weer. Hy is koning, hy regeer. Ons sal hierdie lied staande hartlik saam. Daarna kan jy net bly staan om die seën van die Here te ontvang, waarna jy weer die plekke kan hê. die genade van God, die liefde van Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly tot in ewigheid. Amen. Amen.
graag vir Niels vra om net die bedankings te kom doen namens die familie. Christus het namens die familie ook vir die baie hartlik uitnooi om na die ter aarde bestelling terug te kom hier na die kerkie. Daar is verversings wat voorberei is, dan geniet ons dit saam en dan kan ons bietjie saam kuier oor die geleentheid. Baie dankie. Kan ek net sê die draers wat gaan optree en wat ook reeds opgetree het, is Gordon Bosnach, Jimmy Bosnach, Annelie van Wyk, Orlijn Nelson, Dewald Nelson, Dewald Oosthuizen, Marius Legrandsen en Niels van Wyk. Dan is Jandri Botha is ook een van die draers. Kom ons kyk eers voordat ons verder gaan. Hier is 'n skyfie vertoning. Didn't know today would be your last, that I have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. And you were Baie dankie Elie. Die draers kan dan asseblief hier voor ook by ons aansluit.
didn't know today would be our last. That I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. Praying you just walk right through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be Sal jy net opstaan another asseblief? around before tonight. Love is all inside me, and I will hold on tight. It's not like there's a question, only thought on fire. Twee sterkes agter, twee sterkes voor die ander man. Nou jy maklik te maak, dan kan ek my ook 'n vriend sien dat ek oortrek daar. So jy en André, ag jy kan pluk baie gestel. Ja, fantasties. Ek pluk baie dieselfde. Is net versigtig hierdie asseblief. Ja. Kan net ons kwietjies kry daar? Dan kan julle na die karre toe beweeg. Stadig. Jos. Dankie. Is julle die ouens wat gaan dra? Hoeveel is julle? Is julle 8 of 4, 6? 6 word 15. As ek net julle aandag kan kry asseblief, ek wil hê julle moet na die graf toe kyk. Ek het die mat 'n bietjie weggevat dat jy kan sien waar die grond eindig. Dis nat. So as ons omgaan, gaan so wyd as moontlik asseblief. Ek wil nie iemand moet val en seer kry nie. Aan die ander kant is dit weer so weg te val, trap op die plank daar asseblief. Ons planke neergesit. As jy klaar die kus neergesit het en ons is reg, beweeg weg van die graf af, dat ons weet alles is veilig. Dis die slegste ding as 'n ou hierso moet seer kry. Kan julle net by die lys af bring.
Mori. Kyk as moontlik asseblief net. Is reg hierso? Ja. Lekker. Ja, kan jy lekker kan weg beweeg. Blomme afsoekers. Vriende, staan vir ons net so rapsie nader asseblief, terwille van die verkeer wat verby beweeg en geraas maak. Hier in 2 Timoteus hoofstuk 2 lees ons hierdie woorde van vers 11 af. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. Geliefdes,
terwyl die liggaam laat sak word, bely ons saam ons geloof. Ek gaan vir ons voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die verheerlikte liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons glo dit was die wil van ons hemelse Vader om ons broer te kom haal. En daarom vertrou ons sy liggaam aan die aarde toe, as aarde tot aarde, stof tot stof. Maar ons doen dit in die vaste en die sekere hoop van die opstanding tot die ewige lewe. Wanneer Christus ons liggame wat vernederd is, aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak. Kom ons sluit net ons oë vir gebed. Here onse God, baie dankie dat ons ook hier waar ons so by mekaar is, in ons gedagtes, die geopende graf van Jesus Christus kan sien. Maar 'n graf wat leeg is, omdat hy die dood oorwin het. Dankie vir daardie versekering wat U vir ons gee, dat elkeen wat in hom glo, ook vir ewig sal leef, maar in besonder, om by U as die lewende God te kan wees. Troue Meester, vertroos en versterk ons altyd vanuit die waarhede van U woord, in die tye wat voorlê, bid ons dan ook vir Rensha, vir elkeen van die familie, vir hulle wat baie na aan hom was, en ons vra Here, staan hulle ook elkeen by te midde van hulle geweldige verlies. Baie dankie dat ons ook na U toe kan kom en kan bid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees en bly, tot in ewigheid. Amen. As 'n laaste nagedagtenis, gaan daar geleentheid wees vir die strooi van blomblare, en 'n paar rose ook. En dan van my kant af, julle het gesien wie sit in die voorste ry. Haar eregaste wat nie wou eregaste gewees het nie. Sy vrou, sy suster, die direkte familie, bid vir hulle. Daar's krag in gebed. Bid dat die Here hulle sal vertroos, hulle sal versterk. Want vanaand gaan hulle huis toe en alles het verander in hulle lewens. En hulle het dit meer nodig as ooit tevore. Baie, baie dankie. Wanneer jy na vore kom, wees net versigtig asseblief langs die graf.
Dit is nat, dit is 'n oop trap dat jy nie gly nie. Julle is welkom om na vore te kom. As jy klaar is, beweeg net verby dat die ander ook kan verbykom. Nou leren we ze op, ne? Dit alles. Die res van net is welkom om na vore te kom. Is daar nog iemand? Daar nog iemand? Hiermee het ons dan ook aan die einde gekom van die verrigtinge. Ons sal die masjien verwyder waarna die graf toegemaak sal word.